Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan vir julle 'n plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle 'n plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Ons almal is oortuig dat ons vir Jesus dien, wat die weg, die waarheid en die lewe is. Ons sê dit deur vandag hier te wees en ons bely dit. Weet dat God die Vader wat van die begin af al geskep het, vandag vir jou sê, hy is die weg. Weet dat Jesus Christus wat vir jou kom sterf het en vir jou vrygemaak het, vir jou sê hy is die weg. En weet dat die Heilige Gees wat vandag in jou hart werk, vir jou sê hy is die weg. Kom ons staan en ons aanbid God as die weg, die waarheid en die lewe met oortuiging. Ons wil omhels.
ons smag daarna om U beter te leer ken, meer soos U te wees. Ons smag na meer van U. Verhoor ons smeekgebed en seën ons elke dag met meer van U, Here. Die koning is hier. Die koning is hier. Father.
Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons ook met hierdie liedere wat ons sing, vir U kan dankie sê. Dankie dat ons aan U lof kan bring, ook met woorde wat nie ons eie woorde is nie, maar wat ons so kan saam sing om vir U kan dankie te kan sê. En Here, as ons vanoggend hier saam is ons gebed dat U ook deur die woord met ons elkeen sal praat. Here, U weet dat ons elkeen, wat in elkeen se harte leef, U weet ook hoekom ons vanoggend hier is. En my gebed is dat U deur die Gees ook met ons elkeen sal praat. Kom Here en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Geliefdes, ons is besig bietjie met 'n klein 'n reeks oor gesprekke met Jesus uit die Johannes Evangelies. Laasweek het ek stil gestaan by die gesprek wat Jesus met Petrus gehad het uit Johannes 21 en vanoggend staan ons stil by Johannes 14. Jesus gesprek met Thomas, het ek dit genoem eintlik ook met Thomas en van die ander disippels, Filippus en so ook, wat saam met Jesus aan tafel sit, maar wat ek spesifiek het dan eintlik ook noem, Jesus se gesprek met Thomas. So, jy is welkom om jou Bybel oop te maak, ons gaan saam die eerste gedeelte van Johannes 14 saam lees. Julle moenie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en julle ken my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan julle dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat dit nie uit my eie uit nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my omdat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Tot sover die gedeelte wat ons aan saam lees vanoggend uit Johannes. Jy mag vir 'n oomblik tereg dink, maar ons lees dan Johannes 14 en dit is voor die kruisiging en voor die opstanding. Maar dit is nogal algemeen ook dat ons bietjie terugkyk in die tyd wat ons uitsien na Pinkster en die Gees wat ons ontvang, wat ons vier as gelowiges bietjie later, om terug te kom na hierdie gesprekke wat Jesus met sy disippels gehad het. En dan, as ons by Johannes 14 kom, dan sien ons Johannes 13, was waar Jesus sy voete, die disippels se voete gewas het, en julle onthou dat ons het rondom Paasnaweek het ons daarby stilgestaan uit Johannes uit, dat Jesus dan ook sy verraaier aanwys, en dat hy vir hulle sê dat hy weggaan, en dat Petrus dan ook, dat Jesus sê, maar Petrus gaan hom ook verloon. En dan kom hierdie woorde van, julle moenie ontsteld wees nie. Nou ons lees dit eintlik so amper terloops. Nou as ek so bietjie Afrikaanse les dan moet gee, sou mens hierdie sin lees as 'n stelsin, en eintlik behoort ons om te lees as 'n uitroepsin. Wat Jesus dan eintlik vir sy disippels sê, julle behoort nie ontstel te wees nie.
Mens kan dink dat hulle ontsteld is oor alles wat net gebeur het, en dan kom Jesus en hy sê vir hulle, julle moenie ontsteld wees nie, want ek is op pad na die Vader toe. Ek gaan vir julle 'n plek gereed maak om dat julle ook kan wees waar ek gaan wees. En op 'n manier sukkel die disippels om dit te verstaan, en Thomas dan eintlik wat vrymoedigheid neem om met Jesus 'n gesprek te tree. En hy sê dan vir hom, Here, hoe weet ons nie waarheen hy gaan nie? Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? En dit is as ware op 'n manier wat Thomas eintlik half so bietjie wil sy nek styf maak teen Jesus en sê, Jesus, maar ons verstaan nie heeltemal wat hier aangaan nie. Die boodskap vertaal hierdie 2 verse sê hy, met alle respek, Here, sê Thomas, ons ken nie eers die adres waarheen hy gaan nie. Hoe op aarde sal ons dan weet watter pad om te vat? En dan die bekende woorde wat ons ken van Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Die boodskap vertaal dit, Jesus sê toe, laat ek dit so stel, ek is die pad en my Vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by my Vader uitkom nie. En op 'n manier breek Jesus vir sy disippels oop wat besig is om te gebeur, as hy vir hulle sê, onthou, ek is die weg, die waarheid en die lewe, maar meer nog, wat Jesus eintlik sê is, as persoon is ek die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Toe ek die week ook voorberei, ry ek die week die R21 snelweg en daar's 'n groot advertensiebord. En die van julle wat dalk gereeld die R21 ry, kyk bietjie daar, so halfpad op pad lughawe toe, is daar 'n groot bord op wat sê, Grace is a person. En dit is eintlik, toe ek dit sien, toe dink ek aan Johannes 14, ek dink, ek het uit die teks verwysing eintlik vergeet wat daar onder staan, want dit is 'n ek dink is 'n Johannes aanhaling, as ek nou reg onthou, ek het daarom op die pad ook gekyk. Maar ek kan hom nou nie onthou nie. Maar dit is eintlik wat Johannes hier kom sê, as Jesus kom sê, onthou, ek is 'n persoon. Dit is nie 'n resepie nie. Ek as Jesus, as God, kom na jou toe as persoon, en eintlik om vir jou te sê, erken my. As jy my erken, gaan jy die weg ken. En daarom dat Jesus kan sê, ek is die weg, kom ek sê met 'n hoofletter. Ek is die waarheid met 'n hoofletter, en ek is die lewe met 'n hoofletter. Om te sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan wil Petrus amper dan sê maar, hoe is dit, sê ek nou Petrus, hoe wil Thomas eintlik sê, maar nou kom Filippus in, en hy sê, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Asof hy ook so bietjie, dan amper bietjie stadig is, dan sê Jesus in vers 9, ek is al so lank by julle, en julle ken my nie, Filippus, wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my? Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie uit nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly, en sy werke doen. Dan sê Jesus nog verder so, dit wat julle sien, kom van die Vader, ek praat nie in my eie uit nie, maar as jy dan sukkel om in my te glo, en in die Vader te glo, kyk net na die werke wat ek doen. Want juis uit die werke wat ek doen, sal jy ook die Here leer ken. En as hy dan bietjie verder gaan, dan sê Jesus, juis om dit te ontdek en hierdie pad te stap, sê hy, is om dit in gebed te doen. As hy in vers 12 sê, dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra,
sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Nou hierdie is 'n teks wat baie keer baie verkeerd verstaan word, maar die boodskap help my nogal met hierdie vertaling as hy sê, luister nou 'n bietjie hier, as iemand my vertrou, sal hy dieselfde dinge doen as wat ek doen. Om die waarheid te sê, hy sal baie meer doen, want ek gaan binnekort na my Vader toe. Hoe gaan julle dit regkry om meer te doen? Om met God te praat deur middel van gebed, gaan julle baie help. Ek sal vir julle gee wat julle vra, maar dan moet julle dit vra in gehoorsame afhanklikheid van my. Wat julle so vra, sal ek gee. Dan sal julle dieselfde wonderlike dinge doen as ek doen. Die gevolg sal wees dat God so deur my toedoen vereer word. As julle my liefhet, wys dit deur dit te doen wat ek vra. As Jesus vir sy disippels sê, wat beteken dit om saam met hom die pad te stap? Is dit om in gebed te leef, om in gehoorsaamheid te leef, om die pad saam met hom te stap? Nou kan ons vra, maar wat beteken dit dan om te sê, as ek sê dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe? Dit is dat ons moeite sal doen om Jesus te leer ken. Om tyd saam met hom te kan spandeer, om tyd in sy woord te spandeer, om hom te leer ken as persoon. En nou sal dit al so 'n bietjie al vreemd voel, maar hoe is dit moontlik? Want net daarna sê Jesus, onthou, ek gaan my Gees stuur, wat 'n voorspraak gaan wees, wat die een gaan wees, wat jou gaan help om hierdie pad te stap. En verskeie maniere word die Gees aangespreek as die Gees van die waarheid, of die een woord wat ons ook ken, Parakletos, 'n voorspraak, wat namens ons praat. En as Jesus dit dan juist sê, dan sê hy, hoef ons nie bang te wees nie. En dan kom dit terug na vers 1, toe sê, moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. Want wanneer ek dit doen, en in afhanklikheid van God leef, kan ek die pad stap. Een van die kommentare wat ek lees, verduidelik nogal die weg, die waarheid en die lewe as volg. Hy sê, dit gaan oor belonging, believing, behaving. In 'n poging om dit te vertaal, dat ek sal behoort, dat ek dit sal beleef, en dan beweeg in my geloof. Dat ek deel sal wees van 'n geloofsfamilie om te behoort, en te weet dat ek op die manier die pad saam met die Here stap, het ek ander mense nodig om saam met my hierdie pad te stap, sodat ek op 'n stadium kan kom om te glo. Ek hoef nie eers te glo om te kan behoort nie, maar wanneer ek behoort, kom ek tot by 'n glo uit, om dan ook die pad saam met Jesus te kan stap, wat dan 'n effek het op hoe ek lewe. En juis is dit die groot uitdaging wat ons het, om so te leef, dat ander mense ook Jesus in ons sal raak sien. Wat ek uit hierdie teks uit sien, is Jesus vir ons genoeg? En die vraag is, kan ek en jy vandag sê, Jesus is vir my die weg, Jesus is vir my die waarheid, Jesus is vir my die lewe. Want geliefdes, dis waarby ons geloof staan en val. Hier staan nie, as jy eers 'n klompie goed doen, sal Jesus vir jou lief wees nie. As jy eers maar net 'n paar regte goed doen, kan jy seker wees van geloof nie. Een van die uniekhede van ons geloof, wat ons elke week vir mekaar sê, en jy moet hoor, is God het mens geword, hy het na ons toe gekom, sonder ons dit verdien, om vir ons die pad te kom wys, om vir ons die waarheid te kom wys, sodat ons die lewe kan hê. Ons hoef nie 'n klomp goed te doen om by God te probeer uit te kom nie, en eintlik te kan sê, ek hoop maar ek doen al die regte goed nie, ek hoop maar ek maak dit eendag nie. Nee, en ek dink dit is
wil ek amper sê, Jesus se ontsteltenis raak sien of sy erns raak sien as hy sê, julle moenie ontsteld wees nie, wees rustig. Glo in God, glo in my, want daar is plek in die Vader se huis. Ek het dit juis kom doen om julle te kom uitnooi, om saam met die pad te kom stap. En as jy dit kan weet, dan kan ons die pad saam stap, en dat ons as gelowiges weet, omdat Jesus vir ons as persoon homself kom gee het, kan ons hom as persoon leer ken. En dit is nie 'n dogma, 'n klomp reëls wat ons moet nakom, of 'n klomp goed wat ons net moet ken nie. Maar, en ek dink dit is een van die kosbarehede van ons geloof, dat God se Gees ook juis by ons is. Dat wanneer ons bid, dat God ons harte hoor. Dat ons weet, ons is nie alleen nie. En daarom die mooi vertaling wat hy hierso sê, hy sê om met God te praat deur middel van gebed gaan julle baie help. Ek sal vir julle gee wat julle vra, maar dan moet julle dit in gevra en gehoorsame afhanklikheid van my. Wat julle so vra, sal ek gee. Wanneer ons in afhanklikheid bid en die Here vertrou dat sy Gees in ons is, dan kan ons die pad saamstap. En dan is dit moontlik dat ons soos Thomas ook kan vra, Here, ek verstaan nie heeltemal nie. Ek wil amper 'n letterlike pad hê. Ek wonder wat het Thomas gedink toe hy gevra het, Here, wys net vir ons die pad. Sê net vir ons wat ons moet doen. Gee net vir ons die resepie. Sê net vir ons wat ons gou hier moet doen. En dan antwoord Jesus hom eintlik soveel beter as Jesus vir hom sê, dit is ek. As jy my glo, want ek is die weg, die waarheid en die lewe, dan sal jy die pad saam met my stap. En dit is die uitnodiging vir oggend, geliefdes. Dat Jesus jou nooi om die pad saam met hom te stap. Dat jy hom sal ontdek as die weg. Dat jy hom sal ontdek as die waarheid. En hom sal ontdek as die lewe. En juis as jy dit reeds het en daaruit leef om dit meer te doen, dat jy sê, Here, wys my meer die weg, ek wil meer wees soos U, ek wil meer die pad stap, ek wil meer van U wees soos die lied is wat ons gesing het, ek wil meer van U ervaar, gee my meer van U, sodat ek die pad kan stap. En wanneer ek dalk voel dit is dalk te min, Here, mag ek U Gees ervaar, dat U Gees my sal help om hierdie pad saam te stap. Dit is my gebed ook vir jou in hierdie tyd, wat ons uitsien na Pinkster, dat jy in jou gesprekke met Jesus erns sal maak. Om te weet dat jy met Jesus kan praat, dat jy met hom moet praat. Dit is nie, hy is daar ver, en hy gee nie om oor ons nie, maar dat ons uit wat hierdie gesprekke, wat Johannes ons van vertel, dat ons hieruit ontdek dat ons met Jesus kan praat. Want sy Gees is by ons, en hy gee vir ons die belofte daarvan, dat ons kan sê, Here, help my om hierdie pad te stap, help my dat ek U as die weg sal ken, help my dat ek U as die waarheid sal ken, help my om U te ken as die lewe, sodat ek dit sal ervaar. Ons weet natuurlik dat Johannes baie doen met die ek is, en gereeld in die Johannes Evangelie kom hierdie ek is uitsprake, en waar hy juis hierso sê, onthou, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek dink aan Johannes 10 vers 10, waar Jesus net vroeër ook sê, onthou, ek het gekom om vir julle die lewe te bring, en 'n lewe in oorvloed, sodat ons nie in vrees hoef te leef nie, dat ons nie in ontsteltenis hoef te leef nie, maar dat ons kan weer die Here stap met ons die pad. Mag jy ook in hierdie week wat voorlê, iets van Jesus se liefde ervaar, Jesus as persoon ervaar, Jesus as die weg met 'n hoofletter, die waarheid met 'n hoofletter en die lewe met 'n hoofletter ervaar, omdat sy liefde vir jou en vir my genoeg is. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend verseker is dat U as mens gekom het om vir ons die pad te kom wys.
Ja Here, dankie dat U die weg vir ons moontlik gemaak het, dat ons by U kan wees, dat ons U kan leer ken, dat ons kan uitsien om saam met die Vader te wees. Here, dankie dat U Gees by ons is om ons te help en Here, mag ons in gebed tyd saam met U spandeer om ook daarin te groei, om daarin te leef, sodat ons U werklik sal ken. Dankie dat ons ook onsself vir U kan gee en vra, Here, help ons om hierdie pad te stap. Here, U ken ons so goed, beter as ons onsself ken, en mag ons juis saam met U hierdie pad stap. Amen. Goed, vir ons huisgeloof wil ek gou vir julle vra dat julle met mekaar sal deel. 'n Geleentheid waar jy verdwaal het. En dan nie net hoe jy verdwaal het nie, want ek dink daai in sigself kan 'n storie wees op sy eie. Maar waarom het julle op die einde verdwaal? Was dit omdat julle iets nie raak gesien het nie, iets gemis het, die padkaart nie gekonsulteer het nie? Vertel mekaar gou-gou van een geleentheid wat regtig vir jou uitstaan waar jy so verdwaal het en waarom dit gebeur het. Deel gou-gou met mekaar. Goed, kom ons hoor. Is daar iemand wat bereid sal wees om een vinnige oomblikie te deel van waar jy hulle verdwaal het en waarom dit plaasgevind het? Ek probeer gou kyk of ek kan sien. Ek kry net 'n waai. Niemand nie. Ry julle nooit verkeerd nie. Dankie Ronel. So Ronel vertel die storie van, sy het nie noodwendig verdwaal nie, maar sy het van 'n klein dorpie gekom na 'n groter dorp toe, of Pretoria toe, groter dorp. Sy is op pad Brooklyn toe en toe haar man haar op 'n stadium bel en vra waar sy is. Sy kom huis toe sodra sy haar kar kan vind. So verdwaal op pad kar toe alreeds. Dankie dat jy bereid is en broods genoeg is om dit te deel. Ek dink ek het groot geword in 'n tyd wat ons nog padkaarte met 'n boek moes kry. En daai padkaarte moes, wel die paaie moes nie regtig verander het nie, want dan is jy totaal en al van die pad af oor die algemeen. So sulke goed het gebeur. Hulle verander die paaie nog voordat die boeke weer opgedateer word en jy jou volgende een kry. En dan is jy so verlore en dis nie jou skuld nie, want jy het die padkaart gevolg, maar niks het reg gewerk nie. En ek dink in vandag se tyd neem ons dit totaal en al vir granted dat ons net ons GPS intik en ons vertrou so blindelings dat hy gaan ons by die regte plek kry. Nou ek wil vertel die twee stories met 'n rede. Ek dink Jesus is die weg en die waarheid en die lewe soos Henk gesê het. En ons moet so blindelings vertrou dat ons weet ons kan op hom vertrou soos wat ons die GPS doen. Maar ons moet ook soos wat ons vooraf met ons ou padkaart, jy moes daai padkaart bestudeer. Daar was nie tyd in die kar om die heeltyd om dop te hou nie. Hy het nie met jou gepraat of jou gesê nie. Jy moes tyd spandeer vooraf om seker te maak jy's op die regte pad. En jy weet hoe die pad gaan lyk vorentoe. En dit is hoe ons ook tyd moet spandeer saam met Christus. Nou wat ek ons wil uitnooi vir ons huisgeloof vir die week wat kom, is om 'n padkaart te kry. As jy 'n fisiese padkaart print hom uit op 'n printer, kyk of jy nog 'n ou kaart kan kry as jy nog 'n ou boek het. Ek weet party mense versamel hulle en hou hulle in die rakke. Maar sit hom op teen jou muur en onderaan skryf jy Jesus is die weg. En sit hom in 'n plek waar dit vir jou duidelik sigbaar is. Dat jy jouself hierdie week die heeltyd konstant daaraan kan herinner dat Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Ietsie wat ons gaan doen, ek hoop is maklik genoeg. En as enigiemand vra hoekom, vertel vir hulle die storie en jou belydenis en jou God storie sommer daarso terwyl jy besig is. Soos wat die laaste mandjie na vore kom, kom ons sluit ons oë. Here, ons wil vir U dankie sê dat ons genoeg ontvang sodat ons kan gee. Here, dankie dat ons dit wat ons so vanselfsprekend aanvaar,
kan ook gebruik om ander mense weer op te bou, hulle by te staan en hulle te ondersteun. Here, mag hierdie offergawe wat ons nou bring, U eer. Mag dit die koninkryk uitbou en mag dit die kerk opbou. Here, mag dit 'n getuienis wees van die goedheid en van die voorsiening. En Here, mag dit ook weer lei tot getuienisse waar ander U raak sien, U ontmoet en 'n verhouding met U kan hê. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om te kan gee. Amen. Geliefdes, ons sing ons laaste lied vandag saam en ons doen dit iets my God. Kom ons staan en ons aanbid die Here wat die weg, die waarheid en die lewe is. Die wat wag op die leiding van die Here, vind daar rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sing, die Here is my vesting. Ek sal sing, die Here is my toegang en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. In donker tye was geloof en hoop getoestaan, en alles wat bekend is, hulle hooplik verdwyn. By U getrou, ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Is my God. Ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Halleluja, 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 halleluja. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Is my God, ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek vertrou? Is my God, ek vertrou die groot naam, die wat glo, sal nie nooit bestaan. My God, in wie ek glo, op wie sal ek Jy is welkom om jou hande ook uit te steek om die Here se seën te ontvang, en as jy ook saam met iemand dalk wil bid, na die tyd in die kapel is dalk mense wat saam met jou ook wil bid, of as jy wil gaan bid ook. Ontvang ook die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God
in die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.